dat hy. Dis hoekom hulle daardie woord gegee het. En mans, wanneer jy, soos jy geweet het, die dag toe jy getroud het, jou naam verander. Jou naam het geword ons. Want jou vrou sal na jou toe kom en sê, ek dink ons moet daardie stoel skuif van hier tot daar. En dan sal sy sê, ek dink ons moet daardie muur verf. Sy bedoel jy. Okay. So jy het 'n nuwe naam, ons in die huwelik, want dit gaan oor huwelik dit, huwelik dat. So die huwelik is 'n interessante ding, en ek gaan dit natuurlik op jou lig ook maak, want dit is verhoudinge. Ons wil nie net hoor van hoe sleg ons is, en al die mans wat hier sit en sê, ja, ek is net hier, want my vrou het my gebring. Ek wil nie eintlik hier wees nie, want hy gaan net die hele tyd vir my vertel hoe sleg is ons mans. Glo my, dit is nie waar hierdie naweek gaan nie, okay? Hierdie naweek gaan nie om die man sleg te maak en hoe perfek die vrouens is nie. Hierdie naweek gaan oor ons vir mekaar verstaan. En dis waar dit gaan. So, ek en Chantal, ons is nou getroud vir 15 jaar. 3 jaar nadat ons getroud is, toe ons genooi om ons eerste huwelikseminar te doen in Namibië. En ek is soos, wat kan ek nou vir mense vertel na 3 jaar in huwelik? Maar die Here het dit geseën en sedert dit, en veral nou, ek het vandag weer oproep gekry, hulle wil 'n lodge hier, daar by die Kreer Wildtuin, kan ons daar 'n huwelikseminar kom doen. En dit is die hoofding waarvoor ons geroep word op hierdie oomblik, is om families te help in hulle verhoudinge, sodat dit kan versterk word. Nou ek en Chantal, ek was 'n Christen vir so 4 jaar, en toe beïndruk die Here my die eendag vir my vrou gee. En die volgende oggend toe ek die Bybel oopmaak, toe lees ek Spreuke 5 vers 19, wat sê, you shall be blessed with the wife of your youth. Dit was vir my so belangrik geweest, dat ek het in die voorkant van my Bybel die vers gaan neerskryf, en die datum, die 3 September 2009. So 'n paar maande na die tyd, toe gee sy haar getuienis in 'n kerk in Somerset West, waar ons verlede naweek gepreek het, die eerste keer in 18 jaar wat ons daar is, of 16 jaar, en toe ek haar sien, toe wil ek 'n onderhoud met haar doen vir die TV, want ek het vir 'n TV-kanaal gewerk, want sy het vertel van hoe die Here haar genees het van lupus, wat 'n siekte is, wat sê dokter sê, jy kan nie genees word van dit nie, maar sy het begin eet, soos Adam en Eva in die Bybel geëet het, gesond geëet, en toe gaan dit weg. So dog ek wel, dis 'n interessante ding om te gebruik vir die TV-kanaal. Daar was nie Sparks nie. Maar so 'n paar maande na die tyd, so 7 maande na die 3 September, toe gaan ons die eendag op 'n uitstappie, ek saam met haar, die gesondheidssentrum vir wie sy gewerk het, daar om Gordons Bay. Dis so lekker as ek in die Kaap is en ek sê hier dit gebeur, hier dat gebeur, weet almal waar dit is. Daar waar ons nou bly in die Laagveld, as jy sê Gordons Bay so, dan kyk jy mense hier en is so snaaks aan. So, waar is dit nou? Is dit in die Noord-Kaap? So nee, dis die Kaapstad, hoor, naby. Die punt is dat dit is lekker hier om te kan sê. Gordons Bay, ons almal weet waar dit is. En ons gaan vir 'n drive daarom, en dis die eerste keer wat ons connected daardie dag. En die maandag toe staan preek van my op die TV, en sy kyk dit toe, en sy stuur toe vir my 'n boodskapie van hoe sy die preek geniet het, en dis ek sê, hierdie voel nogals lekker hoor, hierdie boodskapies wat nou hier deurkom. Die Dinsdagoggend toe gaan ek na die Here toe, en ek vra die Here, is sy die een wat jy beloof het? En ek lees my volgende gedeelte in die Bybel, is in Maleagi, en ek lees, you shall be blessed with the wife of your youth. Selfe vers wat ek gelees het, maar in 'n ander gedeelte van die Bybel. Toe stuur ek haar boodskap, kan ek vir jou kom kuier? Ek het goeie nuus. En sy soos, ek is nie in Somerset West op daardie oomblikie, sy was toe in Brackenfell, toe sê ek soos, kan ek jou bel? En sy sê, dis reg, en ek bel haar toe daardie aan, en ons gesels toe of ons mekaar vir jare lank ken. Daardie naweek toe preek ek in die Parel, en sy kom toe soontoe na my preek toe, en ons eet toe na die tyd saam in die gemeente, en dan kom so ou tannie na ons toe, en sy vra vir ons, is dit jou vroutjie? En ek sê vir haar, nog nie? Dis 'n bietjie vinnig, jy weet. En toe moes ek gaan vir opnames in Richards Bay vir 3 weke, en terwyl ek daar is, toe kon ek haar bel elke aand, nie baie airtime daai tyd gehad, daar was nie WhatsApp nie, maar die Here het voorsien. En ek kon haar elke aand bel, en nie so 'n week en 'n half in my trip daarso, nou wil ek haar begin die goeie nuus vertel. Jy weet, ek date jou nie om te sien of jy die regte een is nie, ek weet jy is die regte een. Maar ek kan dit nou nie vir haar sê oor die foon nie, so ek wil net so lank jam om die mond sit, en sê, iets exciting, as ek terugkom, kan ek jou nou van aangesig tot aangesig vertel. En ek sê toe vir haar die volgende, ek wil jou vertel, wanneer ek by die huis kom, wat die Here my verlede jaar gewys het op die 3 September. Nou, as julle geweet het, hoe ek gevas, vir 7 dae in 'n ry, nog 3 dae, nog 3 dae, op dan Somerset West se berge in gaan bid het, oor waar is die regte een? Maar kom ons wees nou eerlik,
As jy die regte een trou, soos Paulus sê, het jy swaar tye somtyds in die lewe, né? Ons sê maar somtyds, want dit is nou nie die heeltyd so nie. Maar as jy die verkeerde een trou, het jy heeltyd swaar tye in hierdie lewe. So ek wil seker maak dis die regte een. So toe ek nou val oor die foon sê, nou al daai vas, nou al daai gebed, nou almal wat na my toe kom en so, wanneer gaan jy nou trou? My so geïrriteer as mense dit gedoen het. Toe sê sy vir my die volgende: "O, my verjaarsdag is op die 3de September." En ek dink vir myself net 4 maande voordat ek geweet het sy bestaan. Kies die Here haar verjaarsdag om vir my te sê hy gaan vir my 'n vrou gee. Uit 365 dae van die jaar, hy kon enige dag gekies het, hy kies daardie dag. Ek het net daardie beans gespil. Sê wel, jy's die een, ons gaan trou, baie dankie. Ek weet dis nou is 3 weke wat ons nou spaaks het. 6 maande later is ons getroud en van daar af is ons voltyds in die bedieningssaal. En nou kan mense dalk dink, baie keer gaan die vrouens, so al die jong mense, so vir die jeug die storie vertel, gaan sê, dit is so 'n oulike storie, dit is so amazing. Dan sê ek, die vrouens sê, kyk, kan ek ook so 'n sprokiesverhaal hê? Wel, daai sprokiesverhaal het nie so lekker uitgewerk na 6 maande in die huwelik. Wanneer jy 2 verskillende mense met 2 verskillende agtergronde met teenoorgestelde temperamente vat en jy sit hulle in dieselfde huis en hulle moet nou survive. Was 6 maande, toe slaap ek langs 'n ysblok. So môre 'n bietjie meer vertel van daardie ysblok in die laaste lesing. En dinge het nie so goed gegaan nie. Wat julle gaan hoor vanaand en môre, is alles wat ons geleer het in 15 jaar saam met die Here. Wat ons vir julle sê, ons sê nie vir julle hierdie goed omdat ons dink dit is goeie inligting nie. Ons deel hierdie goed met julle want ons is deur dit en van die goed gaan ons nog steeds deur. En ons gee vir julle die tools om te sê hierdie het vir ons gewerk, dis wat die Here ons gewys het en dit gaan vir julle werk as julle dit toepas. Want nou is ons deur hierdie sprokiesverhaal en hierdie moeilike tye en toe begin die sprokiesverhaal weer. Jy's hier na 'n paar jaar, jy's toe soos weer van voor af, nie 'n paar jaar is man, nie lank na, dit is 'n jaar na die tyd wat ons nou deur hierdie goed werk en ons verlede werk en alles werk dat ons mekaar nou kan vind. Ons is van daar verlief, net weer verlief op mekaar. Maar ons het hierdie tye wat ons vassit. Wat jy nou hoop die predikant sien nou nooit nie. Hy hoor nou nie hoe kwaai was ek of die woorde wat ons gespreek het ensovoorts teenoor mekaar in daardie oomblikke nie. En ek het die Here gaan vra, hoekom? Hoekom sit ons so vas? Ons spandeer aan ons tyd met die Here elke oggend, ons lewe vir hom ten volle, ons eet gesond, ons doen alles in ons vermoë om sy wil te doen. Hoekom sit ons so vas? En dis nie die heeltyd nie, maar wanneer ons vassit, dis nie mooi nie. En die Here beïndruk my toe dat in Oos-London 'n paar jaar voor daardie dag wat ek nou bid daai oggend, dat daar was 'n ou gewees by wie ons gebly is toe ons so 'n seminar daar gedoen het. Sy naam is Ray en hy het my vertel van die 4 persoonlikhede of die 4 temperamente. En ek het gedink dit was baie interessant toe hy my vertel, maar ek het nooit dit verder gevat en gestudeer of daarna gekyk nie. En die Here beïndruk my toe, gaan soontoe en jy sal die antwoord vind. Ek het toe die 4 temperamente gaan studeer, ek het boeke gekoop oor die huwelik en dit, ek het online goed geswaat, ek het alles gedoen in my vermoë om dit te verstaan, en toe kon ek uiteindelik sien, dat hoekom ons vassit, is omdat ons is nie, jy weet, hulle sê mens jy trou in jou tweeënigestelde, wat normaal is, maar ons is incompatible, volgens die slim mense. Ons is nie supposed om te trou nie, dit is om 'n kat en 'n hond te vat en in dieselfde kamer te sit, en hulle ken nie mekaar nie, en verwag, hulle moet nou oor die weg kom. Dis letterlik wat gebeur. En dis hoekom ek praat oor hierdie goed, want dit is wat ons lewe getransformeer het, toe ons verstaan, dit is hoe sy werk, dis hoe ek werk, nou verstaan ek. En ons gaan alles deur dit filter, finansies, intimiteit, konflik, kommunikasie, alles waar ons môre gaan praat, gaan ons filter deur hierdie goed, wat julle vanaand gaan hoor. Van julle het dit al gehoor, maar dit is dalk net refreshing vir julle. Okay. So, kom ons kyk gou hoe hierdie 4 temperamente sekere goed in die lewe benader. So jy kry die koleries, die sanguines, die melankole en die flegmate. En as jy nou vir hulle moet beskryf, is die koleries die mense wat, hulle is meneer mevrou beheer. Die sanguines is meneer mevrou pret, die melankole is die meneer mevrou perfeksioniste en die flegmate is die vredemakers. Maar ek konsentreer op die kleure. Ek praat van die roois, die geels, die blous en die groens.
So ek is 'n rooi, 'n baie sterk rooi. Elkeen is gebore met 'n sterk een en 'n tweede persoonlikheid of 'n temperament. Ek is 'n rooi geel, Chantel is 'n blou groen. Volgens die slim mense en volgens ons gehore oral waar ons gaan, trou die roois die groens en die geels die blous. Die roois en die blous sit die meeste vas. Hulle is nie suppose om te trou volgens die slim mense nie. Maar God kan enige twee persoonlikhede bymekaar sit en dit laat werk. Ons sien ook in ouerskap, as die ouer 'n blou is en die kind is 'n rooi, gaan hulle sukkel. Hulle gaan baie clash en vice versa. So dis hoekom ek hierdie goed moes gaan swat het, want ons is hierdie teenoorgesteldes. En ons is nie suppose om saam te wees nie. So kom ons kyk hoe hierdie vier nou die lewe benader. Kom ons praat nou van bestuur. Karry. 'n Rooi wil so vinnig as moontlik van punt A tot punt B kom. Die kortste en vinnigste pad, hy is die GPS, kom daar uit. Okay. Die geels hou van vinnige karre, nuwe karre en hulle hou ook van vinnig kom waar hulle moet wees. Die blous hou by die reëls. As die spoed sê 120, dan ry hulle 119 km/h. So ons bly by die reëls. As daar jy mag nie 'n U-draai teken is nie met die rooi streep deur, dan gaan hulle nie 'n U-draai maak nie. Hulle gaan ry daai 2-3 blokke verder en daaronder omdraai, maar daai U-draai sal hulle nie maak nie. Vir die roois en die geels is daardie bordjie wat die U-draai wys net versiering vir die pad. Dis net om die strate mooier te laat lyk. Dis nie dat ons dit moet doen nie. Jy weet, sodra ons sien daar's nie 'n speedkop nie, dan maak jy die U-draai. Dis die vinnigste pad van A tot B. As 'n blou by 'n parkering inkom en dit is sê maar by die apteek en die dokter se naamplaatjie staan daar en is die enigste parkering wat oop is dit vir hulle 'n morele dilemma. Want hulle kan nie daar stop die ou se naamplaatjie is daar. As ek daar kom en ek sien dit en soos, wel hy is hier nie. En ek gaan stop daar. Die eendag stop ek by die apteek en ek gaan stop op die dokter se naamplaatjie. Enigste parking ook. En ek weet presies wat my vrou dink en ek sê toe vir haar, ek gaan vinnig wees. In en uit, want sy is soos, die dokter se parkering. Maar dit is hoe ons breins anderste is. Die groens is die stadigste bestuurders in die wêreld. So as die man 'n groen is, gaan die vrou bestuur, want die vrou is teen 'n rooi. Sy gaan sê, ek gaan bestuur, jy ry te stadig. Want hulle is nie baie hastig om van punt A tot punt B te kom nie. As dit kom by julle studies, ek dink nou nie, daar is nog jong mense hierso wat nog swat op colleges, enige ander swattings, niemand wat swattings doen nie. Okay, want dan gaan ek in ieder geval dit verduidelik vir toe jy geswat het, of dalk nog beplan. So die roois, hulle wag tot die dag voor die eksamen om te swat, want hulle werk die beste onder druk. Die blous, hulle is voorbereide mense. Hulle swat lank voor die tyd, want hulle is die cum laude studente. Hulle hou van al die details en hulle hou nie van verleentheid gesit word nie. So hulle wil nie hulle punte moet gelees word en Sunny het nou net 65% nie. Hulle wil hoor Sunny het 95%, maar dan pla die 5% wat hulle nie het nie vir hulle vir die res van die tyd tot die volgende eksamen kom. Die groen persoonlikhede, hulle het 'n desire om te studeer. Hulle wil baie graag, maar hulle raak so maklik distracted met alles in die lewe. Hulle sal sit by die venster en die boeke is oop en dan vlieg daar 'n voeltjie verby en sê, "O, dit is 'n oulike voeltjie," en woep, daar gaan die boeke. Of die persoon bel of daai persoon stap verby, so hulle raak baie maklik distracted. En dan moet hulle nou die dag voor die tyd studeer en deur die nag en as hulle opstaan die volgende oggend want hulle hou baie van slaap, dan kan hulle nog steeds goed doen. Die geel studeer na die eksamen want swatting is boring vir hulle. Okay. So wat ons gaan doen is ons gaan nou kyk na die rooies en die geels, dan gaan ons 'n 10 minute breek vat en dan gaan ons kyk na die blous en die groens vir vanaand. So die rooies, hulle slagspreuk in die lewe is, doen dit nou, doen dit net. My seun het vir my, wanneer Matthew het jy vir my dit gesê? Gister. Toe sê hy vir my, ja, pappa se sê ding is mos net, doen dit net. Doen dit nou. Nike, favorite brand, just do it. Moenie huil daaroor nie. Moenie oor die details, soos ek is besig met 'n besigheidstransaksie in Amerika op die oomblik. En die ou wat ek mee werk, ek ken hom van COVID af, want hy het deur my online Bybelstudies gegaan en hy het die waarheid gevind tydens COVID. So ons is nou al vriende van daar af. En hy's baie hoogblou en hy's 'n geel. So hy's baie analities, maar hy's baie goed met sales.
want dit is sy geel kant. So hy vra al hierdie vrae en dan dink jy, dan moet ek mooi dink as ek hy vraag beantwoord, want ek weet die volgende vraag gaan kom na hierdie antwoord. En dan vraag iets, dan dink ek antwoord dit goed genoeg, dan kom die volgende vraag. Eers later as ek so frustreerd raak. Dan sê ek soos, kom heeltyd die vraag, kan ons dit nie net doen nie? Kan ons nie net voortgaan nie? Dan sê ons later, kan ons nie net bel nie? Dan bel ek hom, dan sort ons die ding vinnig uit, dis 'n lang gesprek, maar ons sort dit dan makliker uit, en dan kan ons voortgaan. Maar dis al daardie details nodig, waar ek is net soos, kan ons dit net doen? Die Roos het 'n begeerte om beheer te hê in die lewe, hulle is regte brein mense, wat 'n caution is, as hulle kwaad is, het hulle 20 minute nodig om af te skakel. So jy kan nie met hulle aanhou beklei tydens daardie tyd nie, dit gaan nie werk nie, dit gaan dit erger maak. Hulle is ekstroverte, nou ekstroverte en introverte, gewoonlik as ek dit noem, en gewoonlik as julle dit noem, bedoel julle, jy hou van mense of jy hou nie van mense nie. Jy kry energie van mense of jy kry nie energie van mense nie. En dit is waar, maar die grootste rede hoekom iemand 'n ekstrovert of 'n introvert is wat hulle doen met hulle gedagtes. 'n Ekstrovert prosesseer hulle gedagtes deur om dit te sê. 'n Introvert prosesseer hulle gedagtes, gevoelens na die binnekant toe, voordat hulle praat. En ons sal môre meer daaroor kyk as dit kom met die kommunikasie. Warning. Die Roos het geen probleem met konflik nie. Elke persoonlikheid, as ek in hulle brein ingaan, is daar 'n sekere aspek aangaande konflik. Die Roos het 'n konflikkamer en daar's net 2 items in. En dis bokshandskoene. Want hulle is bang vir niemand en vir niks. Jy weet al die sporthelde wat dit altyd so lose in die games en altyd so in die ouens se gesigte is, die rugby spelers en cricket spelers, is almal Roos. Okay, hulle is hier Roos, hulle is bang vir niemand en niks. So hulle het geen probleem met konflik nie. Hulle grootste behoefte is om waardeer te word. Maar dit is baie moeilik om iemand te waardeer wat bossy is, wat overbearing is, wat vir jou sê wat jy moet doen, wat hou van fight. So niemand waardeer hulle nie want hulle is so, maar dit wat hulle die meeste nodig in die lewe het, wil niemand vir hulle gee nie. En ons gaan dit sien, dis met al 4 persoonlikhede dieselfde ding. Ons moet leer dat as jy getroud is met 'n rooi persoonlikheid, hulle soek waardering. Soos een van die dinge wat blous doen, is blou sê vir jou wat's fout met jou. Nou, dan sê ek vir my vrou, sê eers vir my wat ek reg doen. Jy weet daardie lang lys van wat ek reg doen. Voordat ons nou die een ding kyk wat jy nou nie van hou nie. Okay? Want hierdie lang lys laat my beter voel om makliker jammer te sê oor hierdie een ding. Maar as ons fokus op die een ding, dan gaan ek beklei vir die lang lys. Maar ek doen dit reg en dit reg en dit reg, en dan voel sy maar, gevoelens word nie ge-acknowledge, want sy fokus nou op hierdie ding, en ek change nou die topic, ek's defensive. So as ek waardering ontvang, is dit vir my makliker om te fokus wat ek nog moet reg doen. En dan is dit baie makliker om dit te doen op die einde van die dag. So hulle wil waardeer word. Hierdie is kragtige persoonlikhede. Caution in hulle kop, hulle weet hulle is reg. Hulle kom nie na jou toe 'n argument en dink hulle is reg nie. Hulle weet hulle is reg en dit maak dit nog moeiliker om met hulle te argumenteer. Oppositie versterk hulle vasberadenheid. So as hulle in daai 20 minute is wat hulle nou vies is, en jy is hulle oppositie op daardie oomblik want jy beklei terug, jy maak dit erger. In plaas van om 'n breek te vat in die oomblik, want jy kan sien die rooi is besig om te ontplof, want dit is hulle manier. Hulle ontplof. En die neighbors weet, almal weet, jy weet, daar gaan hulle alweer. Hulle soek loyaliteit en waardering, en dis hoekom hulle aangetrokke is tot groen persoonlikhede, want groens is baie loyale mense. Hulle grootste vrees is die verlies van beheer, en dit kan baie keer lei tot dat hulle beheer mense. Hulle beheer goed so op so 'n manier dat mense al, jy weet, jy word weggestoot deur daardie natuur wat oorkom. Caution, onder spanning raak hulle bombasties. En dis 'n teken dat Jesus is nie in hulle harte in daardie oomblik nie. Want hulle gebruik toon en volume van hulle stem en hulle liggaamstaal om vir jou te kry om te doen wat hulle wil hê jy moet doen. So dit is 'n teken, sodra daardie stem verhef word, wat hulle nie meer iets vir jou normaal op 'n mooi manier kan sê nie, dan weet jy, Jesus het nou net die hart verlaat. En op daai oomblik moet hulle na Jesus toe gaan. Help nie hulle hou aan veg vir wat hulle soek nie. Hulle is uitstekend in hoë druk en uitdagende situasies. Ons het gebly in Howick
Natal, toe die looting gebeur het. Kan julle die looting onthou? Ek weet dit was nie hier nie, maar die looting aan Natal, wat hulle net ingegaan het, in plekke gebreek het en gesteel het. Hulle het in Howick ook dit gedoen, jy weet. Die een winkel, meubelwinkel, het ek na die ou toe gaan, meer as R1 miljoen se goed weg. Of stikkend in die strate. Ek en my seuns het nog gaan golf speel daardie oggend. Ons hoor die rumoere van trokke wat afgebrand was. Ek sê wel, wat is jy op die golfbaan? Nee, nou golf speel. Ek is 'n rooi, ek soek aksie. En ek en my seuns is in die bakkie, ons gaan nou op golf speel. En toe ek so in die dorp en ry, uit die dorp wil uitry, hierdie kant waar gewoonlik uitgaan, toe het hulle die pad toegemaak. Dus ek wel, ek gaan aan die ander kant uit. Ja, my stoppie. Toe ek so aan die ander kant uit gaan, so oor die brug kom, Jesus, toe kom waar die massa mense aangehardloop, nee, wat nou loot. Dus ek soos, oeps, hier moet ons omdraai, huis toe. En jy moet vinnige besluite neem, en ons het klomp besluite geneem, wat gaan ons doen? Ek het op die groepe gesit, yes, ek sal my hond bring, en dit, dan beskerm ons straat, as die mense kom, meestal ou mense in die straat bly, so niemand het respond nie, so ek wel, ons is alleen in hierdie ding, maar die punt is, jy soek 'n rooi rondom jou in sulke uitdagende situasies. Hulle kom oor die weg met mense wat ondersteunend en onderdanig is, weer eens die groen persoonlikhede. Hulle is nie emosionele mense nie, caution. As jy getroud is met 'n rooi, jy weet jy kry nie die simpatie en empatie wat jy nou verlang nie as 'n vrou veral en selfs as 'n man. In die begin toe ek en Chantel getrou het, dan sy is 'n blou, 'n baie hoë blou, soos wat was dit 90% blou. So dit beteken sy's klaar emosionele mens. Nou is sy nie net 'n blou nie, maar sy is 'n vrou. Wat beteken daar is hormone. Wat beteken is nog meer emosionele mens. So nou het iemand haar seer gemaak of iets het gebeur en sy stort nou die trane en vertel my nou die ding en dan sit ek so en dan kyk ek vir haar, shame. Ek sê nie shame nie, maar my liggaamstaal sê dit. So ek kon nie vir haar simpatie en empatie toon nie. En wat toe gebeur het is, terwyl ons hierdie goed persoonlikhede geleer het nie, maar geleer hoe om met mekaar te werk na die eerste jaar wat so moeilik was, het een van die dinge wat, okay, daai is 'n hele ander storie, kom by die een. So wat toe gebeur het was, ek het toe begin bid, Here, hoekom suk, want sy sal vir my sê, my lief, jy gee nie simpatie nie, jy gee nie empatie nie, jy gee nie om nie. Wat, jy weet, dit is nie hoe die huwelikse pauses om te wees nie. En daar's 'n inspirerende boek wat geskrywe is deur 'n skrywer genoem Koning van die Eeue, en dan is dit 'n kommentaar op Jesus se lewe, en dit praat die hele tyd van Jesus het simpatie getoon. Jesus het simpatie getoon. So ek moet dit kan doen, maak nie saak of ek 'n man is of 'n rooi is nie. En wat toe gebeur het is, ek het toe gebid en die Here vat my toe terug. Toe ek nog by my ma gebly het, toe ons hier in Tableview gebly het, en my ma het gewerk by Transnet in die finansiële departement. En die sekuriteitswagte het gestryk. Jy weet, as ons so geldjies bietjie meer wil hê, dan stryk ons net. En toe sit my ma in die kantoor en toe kom maar gewapende rowers in die kantore. Want daar was geen sekuriteit gewees nie. En hulle toe hulle aangehou en die een ou het selfs my ma geklap. Nou my ma se groen, sy kan nie 'n vlieg seer maak nie. So haar eerste man was so, nie my pa nie. Haar eerste man was so, sy het weggevlug van hom af, toe hang hy homself van Namibië af. Haar pa was so gewees. So wat dink julle gaan nou deur haar hart toe hierdie man nou besluit hy klap my ma? Al daardie ou goed kom weer terug. Al daai, want my pa doen dit nie. So al daardie seer, al daardie lyding en pyn wat sy deurgaan het, is nou weer in die hart op. Nou die Here vat my terug. Ek is besig om te bid. Dit is nou al jare na die tyd. Ek is op my knie om die Here te vra, wat gaan aan in my lewe? Hoekom kan ek dit nie wys nie? En die Here vat my terug na daardie dag toe en ek wil verstaan hoekom. En hy sit my terug in die kombuis, net in my gedagtes, onthou wat gebeur het. Hoe staan ek in die kombuis? My ma staan daar die aand wat sy by die huis kom, staan sy voor die yskas. My pa staan daar. Sy ruk soos sy huil om die ondervinding te deel van die dag. En ek en my pa kyk net vir haar. Nie 'n drukkie nie. Nie eens 'n woord van simpatie nie, niks. En die Here vat my terug na daardie dag toe. En ek sê, wow, okay, so wat moet ek leer? En hy wys my toe dat my pa het my nooit geleer nie. Dit kom uit jou verlede uit. Maar die Here kan my leer hoe. Ons gaan kuier toe vir my ouers in die Weskus, hulle bly in Saldanha. En my ma vertel my hoe 'n familielid vir my sy lewe probeer neem het kort voordat ons gekom het. En my ma sit by die etenstafel, die hoër etenstafel in die kombuis, ek en Chantel sit by die normale etenstafel. En my ma begin huil, want dit is 'n baie na familielid.
En Chantel, wat 'n PhD het in simpatie toon, staan op, gaan sit langs my ma, gee vir haar 'n drukkie, wys vir haar liefde en alles, en ek sit daar, en ek kan nou sien wat die Here nou hier wil vandag doen. En die Here begin op my hart sit, vandag se dag, wat ek jou begin wys hoe om dit te doen. Kom ons begin by punt A, waar jy dit moes gedoen het, voordat ek jou wys hoe om dit met jou vrou te doen. En ek is soos, nee, ek weet nie hoe nie. My ma kalmeer, en sy vertel verder die storie, en sy begin weer huil. En onmiddellik gryp ek die stoel vas, ek weier om op te staan. Ek gaan nie die ding doen nie. En dit is amper of engele kom, iets bonatuurliks het gebeur, of my hande net so los gaan, terwyl ek die stoel vashou, en die Here sê, staan net op en gaan doen dit, is nie so moeilik nie. Ek begin bars toe uit van die trane, gaan na my ma toe en omhels, sy dink ek huil as volgende storie, niks meer storie uit te waai nie. Hierdie ding is 'n dieper ding wat die Here in my eie lewe besig om te doen. En net daar, soos Jesus die Israeliete uit Egipte uitgehaal het en deur die Rooi See gevat het en toe die Egiptenare verdrink het in die Rooi See. En hulle gesê, kyk, ek verdrink julle verlede vandag. Dit wat die pyn en hartseer in die lewe veroorsaak, ek verdrink dit. Daardie dag het dit met my gedoen en van daardie dag af kon ek my vrou simpatie en empatie toon. Nie altyd empatie nie, maar meer simpatie, want ek verstaan nie altyd wat die hoë blous en vrouens met hormone voel nie, maar ek probeer om daar te wees. Ek is nie perfek nie, maar ek het baie geleer. En van daar af, as iemand daar seermaak, kan ek actually daarvoor wees. Dit raak baie makliker. Die Rooi is prakties en simplisties. So wat is my punt? Ons almal het 'n verlede, ons moet genees van daardie verlede om sterk verhoudings te hê. Is julle met my? Moenie die goed in die verlede net afskryf af, dis verby. Dit is nie verby nie. Dit is nog steeds in jou kop, dit is nog steeds in jou gedrag, dit is nog steeds in jou aksies, jy moet daaraan werk. Nog 'n ding wat die Roois doen is, doen wat ek sê en doen dit nou, beweeg. Hulle maak reg en hulle wil waardeer word daarvoor. Hulle wil aksie hê, so hulle wil altyd besluite neem wat met aksie te doen het. Hulle neem vinnige besluite, hulle is georganiseerd, hulle is doelgerig, hulle doen baie. Hulle wil 'n geleentheid hê om te lei, hulle wil altyd wen, caution. So hulle is, jy weet, as hulle sportspan verloor, nee, die lewe is swaar hoor, it's like, die lewe is so moeilik. Hoekom? Nee, sportspan verloor. Ek dink jou bankrekening is leeg, jy weet. Dis 'n rede om down te wees, nie om jy sportspan verloor het nie. Hulle hou nie van lui uit nie, caution. So hulle is baie keer getroud nou met 'n groen en 'n groen persoonlikheid. As 'n groen by die huis kom, is hulle klaar gewerk. Hulle wil net gaan sit, hulle voete opskop en ek is klaar. Man of vrou. Maar hulle is getroud met 'n rooi. So jou werk het nou eens begin. Welkom tuis, hier's die lys. Van alles wat jy of sy nou gaan doen vir hierdie res van hierdie nag, en ons hou opwerk tot net vir ons gaan slaap. So die een keer doen ek 'n online seminar vir couples, en terwyl ek nou 'n storie vertel van die luiheid vertel en hoe groens veral kan oorkom as lui, vir roois veral, so dat hoekom sit jy? Hoekom doen jy nie iets nie? Jy weet, daar's baie om te doen. Vertel ek toe hoe ek in 'n boek gelees het dat die een ou vertel, hy's 'n groen, sy vrou se rooi, dat as hy by die huis kom, dan gaan sit hy eers vir 'n uur in sy kar in die garage voordat hy nou die guts het om in te gaan, want dan begin die werk. Dan hou die werk aan. En ek vertel toe hierdie storie en daar's 'n koppel in die op online gehoor wat ons ken van Natal af, en die vrou is 'n rooi en die man is 'n groen en hulle het 'n plaas. En hierdie vrou is so rooi, sy sal sommer die kamers van die seuns begin stofsuig 4 uur in die oggend, letterlik. Kom, word wakker, tyd, son trek water, kom, ons moet werk. Die son is nog eens op hier, hoor. Veral nie in Natal nie, son kom nie 4 uur op nie. Maar die punt is, sy is baie werkgedrewe en hy is 'n groen, hy is so kalm en so rustig soos wat kan kom. So toe draai sy na hom toe ek hierdie storie vertel. Hulle vertel ons nou na die tyd. Het jy dit al gedoen? Jy weet wat die ou nou gaan doen het in 'n uur gaan chill het in die garage. Nou kan hy mos nou nie jok nie. Hy's mos nou 'n Christen. En hy sê vir ja, ek het dit al gedoen. Wat hy doen is hy vat die staf, dan gaan laai hy vir hulle af en dan gaan sit hy in die vlei. Net 'n bietjie vrede voordat die werk weer begin wanneer ek by die huis is. So die rooi sukkel met dit as mense lui lyk. Hulle dink vinnig,
So hulle sterkpunte, dit is wat Jesus wil heilig maak. As jy 'n rooi persoonlikheid is, Jesus wil dit heilig maak, beteken hy wil jou meer maak soos hy met hierdie wonderlike sterkpunte. Hulle is sterk leiers, hulle is vinnige denkers, hulle is goed in besigheid, hulle werk hard, hulle is oortuigend, gewillig, mededingend, selfstandig, hulle praat reguit, hulle neem vinnige besluite, hulle gedrewe om te slaag, hulle is beplanners, goed georganiseerd, gerieflik, hulle neem beheer, hulle is vasberade, doelgerig, voorwerp georiënteerd, dominant, realisties. Hulle is selfgeldend, professioneel, avonturiers, probleemoplossers, uitgaande, kreatief, hulle hou van uitdagings, hulle is beslissend, selfvertroue, omhelsverandering, ondernemend, direkte stuurstyl, ambisieus, werk goed onafhanklik, passievol en hulle eis die maksimum vryheid. Wanneer jy hierdie goed verstaan, kan jy al klaar sekere goed in jou lewe uit die weg uitruim van waar jy sou beklei. Soos byvoorbeeld, toe ons getrek het van die Oos-Kaap, ons het al getravel hier langs die kus op. Ons het gebly Kaap, Riviersonne naby P op 'n plaas, toe Natal, nou soos Mpumalanga, en ek is soos, kan ons nou net hier stop asseblief. Toe ons getrek het van die Oos-Kaap af, Howick toe, ons het gesien die Here het ons gelei, hy het die deure oopgemaak, dit was beter vir ons ensovoorts. My vrou het gesukkel, want dit is 'n groot verandering, omdat sy 'n blou-groen is, maar toe het ek nog nie hierdie goed verstaan nie. En ek kon dit nie verstaan nie. Sy mis die plaas, en dit het ons nou agteruit beweeg, en ek het later dit persoonlik begin neem, so is jy ondankbaar vir wat die Here gedoen het, of wat ek vir ons doen as 'n man van die huis, ensovoorts. Maar dis net omdat sy sukkel met verandering, dit beteken nie sy wil hier bly nie, maar dis wat ek nou wil neem, jy wil nou terug gaan plaas toe. Nou begin jy vassit oor goed wat onnodig is, omdat jy net nie mekaar verstaan nie. Want wat is die rooies goed in? Hulle omhels verandering. So toe ons nou ek het ek goed geleer, so ons nou trek na Mpumalanga toe, en sy na 9-10 maande vir my sê, sy mis nog Howick, sy mis die kerk in Point Town, het ek glad nie meer die persoonlike gevoelings gehad nie. Daar was niks van, sy wil nie eintlik hier wees nie, al daardie gedagtes nie, want nou verstaan ek haar, en selfs my oudste seun, wat mamma se persoonlikheid ontvang het, want dit is in jou gene, jy kry dit van jou ouers af, het ook na tyd gesê, maar hy mis ook daar, maar ek en my jongste, want hy het my persoonlikheid gekry, jy weet, dis van na 2 maande, of na 2 weke, jy weet, dis van, kom ons kyk, wat is die aksie, wat kan ons doen? Is nuwe vriende, is nuwe maatjies, want hulle omhels verandering, en dit kan, net om dit te verstaan, kan jy argumente verhoed in jou verhoudings, omdat jy verstaan die ander persoon. Wat is die swakhede? En dit is waar Jesus ons wil help, om oorwinning te behaal. Die rooies is aggressief, hulle wil beheer neem, hulle dryf, hulle is oorheersend, onverdraagsaam, daardie ene moet ek vir Jesus gee op 'n daaglikse basis. Veral as dit kom by incompetency, en veral as ek jou moet betaal om iets te doen, en jy is incompetent. Dan het ek Jesus nodig. Nou, toe my kinders klein was, Chantal het hulle baie vroeg begin leer om independent te wees, om jou eie bed op te maak, wasgoed op te hang, wasgoed af te haal, skottelgoedwasser uit te pak, skottelgoedwasser in te pak, of nie in te pak nie, maar uit te pak ten minste, en die skottelgoed te pak waar dit moet wees. Nou leer sy die kind hoe om die borde uit die skottelgoedwasser uit te haal, en in die kas te sit, en in my kop is dit, hoe moeilik is dit, om 'n bord met 2 hande te vat, sonder om hom te laat val, en in die kas te sit. Maar nou is dit 'n kind, en hy laat val die bord op pad na die kas toe, en ek is daar, en sy is net so, moenie man, die papa sal weer koop, kom, ek leer jou verder. So daardie onverdraagsaamheid in my, moet ek vir die Here gee, want dit is onsmaaklik. Dit versier die huishouding. Ons is ongeduldig, ons rooies. Dit is vir my baie moeilik om na ATM toe te gaan en geld te trek, en daar's 5 mense voor my. Die hel is hier. Jy weet, jy prik my met naalde. Ek sukkel met dit. Enigiets wat my tyd mors of stadig is, ek sukkel met dit. Dit is verskriklik vir my. En dis hoekom ek Jesus nodig het. Hulle is arrogant, onbedagsaam, onbeskof, hulle weet alles. Jy sê vir 'n rooi iets, dan sê hulle vir jou, ek weet. Ek het net vandag vir 'n rooi gesê, toe die persoon afry en draai net so, toe sê sy, kyk so my sê, ek weet. Sê ek, so rooi. So rooi ding om te sê. As jy vir Chantal iets sê wat nou 'n blou is, en sy is sensitief vir ander mense se gevoelens, sy dink aan ander mense, sy sal dit weet, maar sy gaan nie vir jou sê, ek het dit geweet nie.
Sy gaan na jou storie luister en vir jou vra, want sy stel belang in jou. Maar ons rooi's, ek weet jy dit nou is. Kom so lank gevat om uit te vind. It's common knowledge, man. Kom ons praat oor iets anders. Dit is, wie wil met daai persoon verder praat? Ons like, kyk daai, lekker dag vir jou. Hulle is baasspeelerig, hulle neem dwaase besluite, hulle neem impulsiewe stappe, hulle is 'n werkverslaafde. Ek gaan daai impulsiewe stappe vir julle môre verduidelik in die finansies praatjie wat ek gaan doen, hoe daai ding ons al in die moeilikheid gebring het. Werkverslaafdes. In 2011 toe sê die Here vir my, jy gaan nie een evangelisasie poging in 2012 doen nie. Jy gaan jou werkstyd halveer van 12 ure 'n dag na 6, want ons het 'n voltydse TV-kanaal, 'n Christelike TV-kanaal geran hier in Suid-Afrika. So ek doen mos nou die Here se werk. En toe sê hy vir my vir 2012 nie een evangelisasie poging nie. En jy gaan jou werkstyd halveer om meer te leer om met haar tyd te spandeer en haar reg te hanteer, dan stuur ek jou eens weer uit. In 2012 het ek gedoen wat hy gesê het, in 2013 sê ek, nou stuur ek jou uit, en nou is dit 2026, en nog steeds, so te sê elke 6 weke op hierdie oomblik, travel ons om die Here se werk te gaan doen, want hy soos leer eers hoe om na jou eie familie om te sien, voordat ek jou uitstuur om na die kerkmense te gaan omsien. Die Bybel sê, he who does not take care of his own, cannot take care of the house of God. So dit is waar my eerste prioriteit op lê. Is ek altyd perfek? Die antwoord is nee. Maar ek werk nog steeds, net 6 ure of minder 'n dag. En die Here het my besigheid geseën. Hy het dit regtig geseën, want ek bly binne sy beginsels. Hulle is hardkoppig, hulle moet altyd wen, het nie ander nodig eens belediging. Hulle is taai, hulle word maklik kwaad, ongevoelig, hulle het 'n kort lont, hulle is dominerend, gebrek aan vooroordeel, verdedigend. As jy vir hulle sê, maar jy doen dit, dan sê hulle, ja, maar jy doen dit. So dis die hele tyd, dan word net 'n daad teruggegooi die hele tyd, in plaas daarvan om te luister na wat sê jy eintlik. En hulle kort aandagstrek, as ek hou nie van gevoelens, lang verduidelikings of beskrywings, verduidelikings, dinge in emosionele terme, of is meer as een keer aan dieselfde persoon. So as jy vir my 'n ding sê en ek het jou gehoor, ek het dalk nou nie die beste antwoord gegee of geantwoord nie, maar ek het jou gehoor. En jy sê dit vir my weer, dan sukkel ek. Ek moet my nie 2 keer sê nie. Ek sê dit nie, maar dis hoe ek voel binne. En die een dag toe sê ek vir my seun Matthew wat nou my persoonlikheid het. Toe sê ek vir hom iets. En toe later sê ek vir hom weer iets, toe sê hy vir my, "Pappa het my al gesê." Toe ek kyk, "Jesus, Boeta. Ek kan bly wees jy het my persoonlikheid, want nou wil ek net konsekwensies gee vir daardie antwoord wat jy net gegee het. Maar uit my persoonlikheid, so kon ek staan doen. Ek kan nie sê, moenie so wees nie, want ek sukkel self met dit. Hulle lyk sag of kwesbaar, verval in roetines, word gebruik gemaak van of verloor. Dis nie goed waarvan nie hou nie. As ek hulle 'n voertuig moet gee, is dit 'n stootskraper. Wie ek doodmaak op pad na sukses in die lewe, maak nie saak nie, solank ons daar uitkom. Maar as Jesus in die stootskraper sit saam met my, kan almal mooi veilig hier in die bak sit, terwyl ons voortgaan om die wêreld oor te neem. Okay, enige ander rooies hierso vanaand saam met my? Sy is definitief, en ek baie goed het ek gesê, dat hy vir haar gekyk, klaar. Okay, nog 'n paar rooies hierso. Ja, hy het ek ook gesien, hulle kyk so vir hom. Nog rooies, jy definitief rooi in jou. So 'n bietjie, baie. Daar is nog 'n rooi. Okay, nou na agter, okay. So julle wat nou getroud is met die rooies, nou weet julle, okay, gee hulle 20 minute. Moenie oppositie wees nie, werk saam met hulle, dan kan baie goed gaan. Kom ons kyk na die geels, dis my tweede persoonlikheid, en dis hoekom ek 'n grappie hier en daar sal hê tussen my lesings, want ek is ook geel. Hulle slagsprekers, kom ons geniet dit terwyl ons dit doen, so die rooies doen dit net, die geels is, kom ons het fun. Wat is die fun ding wat ons kan doen saam met dit? Want hulle verlang om pret te hê in die lewe, want hulle is pret. Hierdie is die mense wat almal ken in die dorp. Hulle ken almal, hulle ken die, as jy 'n elektriesien soek, vra net jou geel vriend. As jy 'n plammer soek, vra net jou geel vriend. As jy 'n dominee soek, vra net jou geel vriend, want hulle ken almal. Hulle praat met almal. As hulle winkel toe gaan om net 'n brood te koop, dan sê die kinders, ons gaan nie saam nie. Want hierdie broodkoop gaan 45 minute vat, want dan praat hy of sy met almal in die winkel. Elke persoon wat hulle ken of nie ken nie. So hulle spretterige mense regte brein, soos die rooi, so kos en het ook 20 minute nodig om af te koel. Hulle is ekstroverte, so ja, hulle prosesseer hulle gedagtes en gevoelens deur te sê, maar terselfdertyd hulle geniet mense. Hulle het mense nodig.
Hulle al ken hulle jou nie, maar net asemhaal is hulle happy. Soos, hier's iemand wat asemhaal, ons is happy. So dis hoekom tydens COVID lockdown, was dit vir die roois en die geels 'n nagmerrie toe hulle gesê het vir 5 weke mag jy nêrens gaan en niks doen nie. Want die rooi soek aksie, ek is soos, ek wil golf speel, ek wil gaan gym, ek wil dit doen, ek wil dat doen, en die geels is, maar ek kan nie mense sien nie. Vir die blou's en die groens was lockdown hemel op aarde, en so sê, president, maak ons op 10 weke, vrede vir hulle siel, jy weet. So die geels is ekstrovert, hulle het mense nodig. Hulle vermy konflik. Die roois so konflikkamer, wat se 2 items in? Bokshandskoene. Die geel se konflikkamer, daar is nie een nie. Want sodra jy ernstig raak, maak hulle 'n grappie. Dis nie so ernstig raak nie, man. Dis nie so erg nie. Ek het dit nie bedoel nie. Ek het dit 5 minute, kom aan, 5 minute terug gesê. Kom oor dit. So jy weet, die lewe is lig. Ons moet nie so diep gaan nie. So dat diep swem nie. Die probleem is, 9 uit 10 keer is hulle getroud met 'n blou. En die blous ken niks anderste as om diep te gaan nie. So die blou voel nou hierdie diep goed. En dit is so seer en die geel sê, come on man. Dit is so erg nie. So hulle vermy konflik. Hierdie is die gewilde persoonlikheid. Hulle is praters, hulle is hart en helder oë het hulle. Hulle soek aandag, liefde, goedkeuring en aanvaarding van diegene rondom hulle. So hulle het baie fisiese kontak nodig. Dis hoekom ook die laaste praatjie môre, oor intimiteit gaan hulle gunsteling wees, want hulle is baie aangetrokke tot daardie area van die lewe. So hulle het baie aandag en liefde nodig. Hulle het heeltyd nodig om op jou te sit. Hulle sit nie langs jou, hulle is so half op jou. Hulle kan nie, dis like personal space. Jonathan, my oudste, moet die hele tyd vir sy boetie sê, personal space, want Matthew is sterk geel, so dan sy bo op sy boetie, en dan sy hier, en dan sy daar, en dan so in die kar ry, en dan sien ek net, kom sy voet hier verby, want ons travel verskriklik baie, en my kinders word gehomeschool, so ons travel altyd saam as 'n familie. Dan kom sy voet hier verby, dan soek hy nou 'n voetmassage by sy mamma. En die mamma is altyd bly, altyd gretig om dit te doen, want sy weet wat maak hom happy. En hy sê, lekker, voetmassage, liefde en aandag. En vir baie mense is dit te veel, gee my net spasie. Vir myself is dit baie keer te veel, want dit is so mens lê, sê, staan op jou voete. Daar. Hulle hou van erkenning en hulle grootste behoefte is om bewonder te word. Maar weer eens, dit wat hulle die meeste nodig het in die lewe, niemand vir hulle gee nie. Moenie lag vir hulle grappies nie. Nee. Stop dit, hou nou op om dit te doen. Moenie so wees nie. Verander 'n bietjie. Wees meer soos ek. En dit is wat ons doen in ons huwelike. Maar wat as jy verstaan nie, as jy getroud is met 'n geel, as daai geel nuwe skoene gekoop het en jy sê niks oor daai nuwe skoene nie. Jy moet iets sê. Hulle wil weet en hulle sal daar sit met hulle bene so gekruis en die skoen so beweeg. Kan jy nie sien ek het nuwe skoene nie. Sê iets oor die skoene. Sê oor iets oor die nuwe rok of die nuwe broek of wat ook al hulle gekoop het. Hulle het daardie bewondering nodig dat wow, jy het dit goed gedoen. Jy is amazing. Dis die goed wat hulle moet hoor. Maar weer eens wat hulle die meeste nodig het, gee ons nie, want wat ons doen is die grootste fout wat ons maak in ons huwelike. Ons kyk na ons eggenote deur die binoculars van my verlede en my temperament en ons verwag jy moet so wees. Jy moet so dink. So nou as ek 'n rooi is, ek kyk na 'n geel, dan kyk ek deur die binocs van waardering. En dan probeer ek nou vir daardie geel gee wat ek nodig het en dan verstaan hulle nie wat ek doen nie. En dan dink ons, "Jesus, maar ek doen dit. Ek doen dat." Ek praat nie nou ek wil love languages, maar ons filter die love language ook deur die temperamente. En my vrou het al 'n keer vir my gesê, "My lief, jy doen soveel goed. Jy weet, acts of service kom baie maklik vir my, jy weet. Was die skorde goed, hang die was goed op. Goed is vir my baie, want ek sê rooi. Goed kom maklik. Doen dit net. En dan sê sy vir my lief, ek voel so 'n bietjie afgeskeep. Dan sê ek soos, "Maar my vrek weet. Ek koop dit vir jou, ek doen dit vir jou en dan sê sy, "Maar dis om daad te gooi en jy gooi die hele tyd die bullseye mis." Dis nie wat ek nodig het nie. Ek het nodig net kyk as iemand daai gesig nou soos, Ek het nodig dat jy na my hart luister, vra vir my, hoe gaan dit met my, ensovoorts, jy weet, enter into my world so bietjie, waarmee ek sukkel, of die goedjies wat ek voel, ensovoorts, spandeer tyd met my, dis die goed wat vir haar belangrik is, dan sê ek soos, en dan vergelyk sy het nou gewoonlik met waaroor ons gaan praat môre in die laaste lesing, sy sê, my lief, ek kan baie vir jou kos maak en goed, maar sonder daai ding,
Gaan jy happy wees? Nee. As jy sê, nou kan jy verwag ek moet happy wees as jy die hele tyd die bullseye misgooi. So ons moet doen wat daardie persoon nodig het. En hoe doen ons dit? Ons kan nie deur ons binoculars kyk nie, is julle met my? Maar ons verlede siniseer wat ons deur is, beïnvloed hoe ek so kyk na ander mense, dat dit bestuur hoe ek na hulle moet kyk, in plaas van dat God my help om te luister, wat het sy nodig? Ek kan vir julle eerlik sê, ek weet presies wat sy nodig het, maar ek kry dit nie altyd reg nie. Want die lewe raak besig, goed gebeur, dan dink jy doen die regte goed, maar dan val jy weer in jou ou gewoontes, maar ek doen hierdie en ek doen hierdie en ek doen hierdie en dis kom sy so kyk, sê ja, but you're missing the bullseye. Jy moet die bullseye raak gooi. So die gees het bewondering nodig. Hulle grootste vrees in die lewe is die verlies aan aansien. Onder spanning sal hulle aanvallend en sarkasties wees en dit is die bewys dat Jesus nie in die hart is nie. So hulle gebruik sarkasme om jou af te breek. So hulle gebruik sarkastiese goed om vir jou te laat voel dat jy voel minderwaardig, jy voel net nie goed na dit nie. En dis 'n teken dat Jesus nie in die hart is nie. Hulle ooreed en inspireer mense. Hulle straal charme uit en vermaak mense. Hulle kom oor die weg met mense wat luister, lag, prys en goedkeur. En as jy lag vir hulle grappie, dan gaan hulle nie ophou nie. As dit nog 'n grappie en nog 'n grappie en nog 'n grappie. Caution, hulle het oral vriende. Nou hoekom sit ek 'n caution langs dit? Want ons is nou besig met 'n huweliksseminar. En in 'n huweliksseminar is dit 'n probleem as iemand vriende het oral, want hoekom is dit 'n probleem? Want is ook vriende van die ander geslag. En 'n geel is 'n baie oop persoon. Hulle het geen probleem om oop goed te deel, soos wat hulle 'n bankrekening aangaan. As ek sê, dis dan nie, behalwe as jy nou met 'n finansiële adviseur werk. As jy een soek, hier sit reg, een reg vir my. Hy is myne. So hy kan julle sin ook wees. Dit is gratis advertensie. So jy kan my afslag gee. So die punt is dat hulle is baie oop met mense wat nie jou finansiële adviseur is nie. Van ja nee, dis in my bankrekening of ja, ek en my vrou is hierdie deur. Ja nee, ons is nou weer vasgesit. O, hierdie details. Weet jy wat, ek het nog nooit vir enige iemand vertel van 'n argument wat ek en sy gehad het nie. Ek het al in lesings vertel, ja, want dit is deel om 'n punt oor te bring. Maar ek het nog nooit 'n vriend laat weet. Ja, ek en my vrou het nou weer vasgesit, want sy het nou weer dit gesê, en ek het nou weer dit gedoen, en sy is nog nooit. Want dit is nie vir iemand anders se oor bedoel nie. Dis tussen my en haar. Sy vertel ook nie, haar ma is ongelukkig oorlede, maar toe haar ma nog geleef het, ja, maar Renier is nou weer dit of dat of so nie. Dis goed dat ek en sy in die Here uitwerk. Dis nie informasie verander nie. Nou geels kan baie oop wees en al hierdie goed deel. En dan verdeel jy deel sê as 'n man wat nou met 'n vrou deel van die kerk of iets, sê ja nee, ek en my vrou sukkel bietjie jong. Ja, ons is nou nie baie intiem nie ensovoorts. En dan sê daai vrou, "O, is dit?" "Nee jong, ek sal nie dat 'n man so sukkel nie." En dan antwoord hy, "Is dit?" So jy sal 'n man help wat sukkel. En dan voel jy jouself kry, het jy gesprekke wat onvanpas is vir die huwelik. Iemand wat getroud is. Daar's al 5 mans agter my vrou aan, sedert ons getroud is. En een van hulle kan hulle bly wees, ek was in Natal toe dit uitkom, en hy sit in die Kaap. Die Bybel sê, draai die ander wang, as dit kom by die waarheid, nie as hulle in jou slaaikrap nie. So, Chantal het nie mansvriende met wie sy praat nie, maar het sy mansvriende? Ja, wanneer kuier ons saam? Saam. Ek het nie vriendinne met wie ek chat op WhatsApp ensovoorts oor ander goed behalwe, ek het vrouens wat vir my werk, maar ek het nie vriendinne met wie ek chat ensovoorts nie. Soos haar suster doen werk vir my, en ek chat nie met haar oor persoonlike goed nie, dis net werkgoed. Maar het ek vriendinne? Ja. Wanneer kuier ons saam? Saam. In mekaar se teenwoordigheid. Dis hoekom ek 'n caution daar sit. Die geels is ook nie emosioneel nie, sukkel met dieselfde goed as die rooies. Hulle het die vermoë om te enige tyd op enige plek oor enigiets te praat, hulle het 'n borrelende persoonlikheid, optimiste, sin vir humor, goeie storievertellers. Baie keer is dit nie hulle storie nie, so jy moet maar versigtig wees wat se stories jy vertel. Hulle geniet mense. Hulle wys hulle baie energie, entoesiasme en liefde. Moenie 'n ingewikkelde sigblad vir hulle gee of hulle met baie ontledings bombardeer nie. So moenie vir hulle 'n spreadsheet gee. En hierso werk vir my die hele ding uit nie. Dit werk nie vir hulle nie. Hulle soek mense.
Dan hou hulle van eet. So, dis hoekom hulle baie keer sukkel met hulle gewig. Want hulle hou van ietsie lekkers eet. Eet is vir hulle plesier. Alles wat plesier verskaf, is hulle mal oor. So, dit is iets waarna hulle moet oplet. En hulle hou van poetse. Nou ek is 'n rooi-geel, so ek hou nie van poetse doen met mense nie, ek hou definitief van as hulle my doen nie, maar ek hou daarvan om mense se been te trek, maar met woorde, maar nie met poetse nie. Nou jou broer het so 'n bietjie geel in hom, en dan kan hy ook groen. En ek vertel altyd die storie in my lesings. So ek en sy broer het groot geword. Ons was letterlik in 'n pram saam gestoot daar in die Weskus. Ons ma se vriendin, hulle was nou daar laasweek toe ons by my maale was vir aand ook. So hy het dan, toe ons jonger is, dan weet ons die ouetjie oorkant, so ek dink sy naam was Rikus. Rikus gaan kom kuier. Dan gaan sy broer Benny nou uit en dan gaan sit hy nou heuning of jam op die handvatsel van die hek. So as hy nou kom, dan vat hy nou aan hierdie heuning en is nou 'n taai storie en dan sê hy soos, dit was nou so van. Wat kan ek volgende doen? Jy weet, dit is die poetse wat geels van hom. My broer het ook geel in hom. En toe hy jonger was, wat hy sal doen is, hy sal uitgaan in die warmste, varsste hondepoefie vind. En dan gaan vat hy sand, dan gooi hy sand oor dit. En die dae toe R2 nog vir jou baie kon doen het, en dan plaas hy die R2 so bo op dit. En dan gaan haal hy sy maatjies en lei hulle na hierdie kontrapsie. En as hy daar kom en sê, ha, R2, dan maak hy of hy gryp, en dan gryp hulle. En alles wat onder die R2 is. En dit is vir hom so wonderlik, dan sê hy soos, ja, wat kan ek volgende doen? So dit is, jy weet, dit, in self, nou sê ek, wat het met die huwelik te doen? Wel, Chantal het 'n vriendin in PE, wat 'n geel-blou is, en sy het die een aand toe moes die man nou saam met die seun in die kamer aan die slaap raak, en toe gaan sy voor die tyd en gaan haal sy foon, en onder haar nommer, as sy hom bel, maak sy toe die ringtone 'n aaklige diergeluid. En die aand voordat hy nou kamer toe gaan, toe vat sy foon en sit dit onder die bed. En toe hulle nou in die donkerte is, net so half weg is, toe sit sy in die gang en toe bel sy. En toe is daai aaklige diergeluid nou hier onder die bed. En dit was for amazing. Dit was soos, wow, wat kan ek volgende doen? So as jy getroud is met 'n geel, moet jy hierdie tipe goed verwag, okay? So die geels, hulle is sterk met, hulle is oortuigend, hulle kan ys aan 'n Eskimo verkoop. Dis hoekom ek glo dat meeste Indiërs in Natal moet geels wees. Hulle is uitgaande, hulle is entoesiasties, hulle is optimisties, hulle is gesellig, vrygewig, kommunikatief, kreatief, spontaan, onafhanklik, praterig, ekspressief, lighartig, flamboyant, demonstratief. Hulle maak baie maklik oop. Soos ek sê, is baie maklik om oop te maak. Hulle sê, ek het 'n pits oor my bout, wil jy sien? Sê ek, no. Ek wil nie sien nie. En ek maak gewoonlik hierdie grappie, en die een keer in Natal, toe het ons 'n huwelikseminar gedoen, net vir 'n paar mensies in 'n kliphuisie op 'n plaas. Dit was baie van gees, ons het 'n potjie kos net daar gemaak. Dit was regtig 'n lekker ondervinding. En toe hierdie een ou aanstap met sy gunnie op sy heup, toe hoor ek kom van 'n afstand af, dis ek wel, hier kom die geel, wat ons gaan join vir die naai. Loud en oop en alles. En binne 24 uur wat ek hom ken, wil hy nou vir my 'n sny wys waar hy operasie gehad het, wat baie laag sit. En ek sê, dude, ek moet jou 40 jaar ken, om daardie sny te wil sien. So hy het dit waar gemaak van hoe oop hulle is, en vir hulle is die goed niks nie. Hulle is aktief, hulle is prakties, hulle is welsprekend, hulle is ontspanne, hulle het sterk verhoudings, hulle hou van goed koop, so maar wees maar versigtig vir jou kredietkaart. Hulle hou daarvan om ander te help, hulle het altyd nuwe idees, maar hulle is nie die mense om daardie nuwe idees uit te lewe nie. Hulle is mense gefokus, hulle is vrolik, hulle het oorredingsvermoë, mense hou van hulle is vriendelik, charismaties, motiveerders, dromers, lighartig, spontaan, vinniger, selfversekerd, stoorvertelling, bevelvoerende stem, gemaklike houding. Maar hulle swakpunte is hulle is te selfbetrokke, hulle doen te veel, hulle is ongeduldig, soms onrealisties, gereeld laat. Want hulle praat met almal op pad na hulle afspraak toe, en dit is meer die geselsies wat vir hulle belangrik is as die afspraak. Hulle het 'n probleem om alleen te wees. Hulle voltooi nie take nie. En daai probleem alleen te wees kan issues in 'n huwelik veroorsaak, want as hulle getroud is met 'n blou, die blou soek tyd op hulle eie.
Daar's tye wat hulle net wil dekomprimeer en nie nodig het dat hierdie persoon wat heeltyd aan hulle wil vat en op naby hulle wil sit en die heeltyd wil praat, net 'n bietjie spasie nodig het en dit kan konflik veroorsaak in huwelike. Hulle voltooi nie take nie, hulle het 'n kort aandagspan, hulle is arrogant en verwaand, maklik verveeld, selftoegeeflik, impulsief, hulle stel uit, hulle vertel maklik leuns, hulle het 'n harde mond, ongedissiplineerd. Vir 'n geel beteken dit wanneer ek 'n kas in my kamer het, dit beteken noodwendig dat die kleure moet in die kas wees nie. Die badkamervloer werk, die bank werk, die mat in die kamer werk. Jy weet, hoef nie nou daarin te wees nie. En as jou eggenoot jou oorreed om éventueel jou klere in die kas te sit, beteken nie dit hoef opgevou te wees. Jy moet die deure maak mos toe. Jy weet, ek moet my bed op te maak, ek slaap weer daar vanaand, so jy weet, hierdie is die tipe goed wat gebeur. As hulle eet, dan weet jy, as jy getroud is met 'n geel man, jy weet dat jou placemates gaan nie lank hou nie. Want die kos is in die bord, dis buite die bord, die honde geniet dit, want die kos op die vloer word opgetel. En glo my, ek het al geel man sien, die ou is al 'n oupa. Toe doen ons hierdie seminar by hulle kerk. En die Saterdag aand, gewoonlik as ek so heel Saterdag preek, dan wil ek aan Saterdag aand iets lekker, dan skop my geel in. Dan wil ek iets lekkers eet, en hulle bestel toe sushi. En hulle sit daai sushi so voor ons neer, want ons het nog nie eens amen gesê na die gebed nie, toe prop hy daai eerste sushi in, maar soos in prop nie, dat daai soja sou spat so oor alles. Ek is soos, wel daar gaan die placemates. So dis die geels, hulle is nie, die dissipline is nie so sterk nie. Hulle oorbestee, hulle gee aan almal, kan nie vooruit dink nie, en hulle beplan nie. Hulle is te opgewonde, onbesonde, oppervlakkig, sorgeloos, ongeorganiseerd en te haastig. Hulle hou nie van openbare vernedering, om nie waardeer te word nie, verskyn onbetrokke, nie sosiale tipes. Wanneer jy onaantreklik lyk, beteken jy kyk nie na jouself nie. Geel sukkel. En dis hoekom ek 'n mooi vrou getrou het, want daar's geel in my, behalwe dat die Here sê dis die een. Is dit vir my dis belangrik hoe my vrou lyk. Sy moet mooi wees. Dis hoe ek daarvan hou. En ek sê nie daar's vrouens wat nie mooi is nie. Verkeerd verstaan nie. Maar geels konsentreer op hoe lyk hulle eggenote. So jy kan nie nou na jy getroud is sê, maar ek het hom nou of ek het haar nou, so kom ek laat myself gaan. Jy weet, dit maak nou nie saak nie. My vrou oefen nog steeds, sy tel haar calories ensovoorts. Ek probeer nog meer oefeninge doen en verskillende oefeninge, want my liggaam is baie maklik om op te tel, en baie moeilik om te verloor. So ek het nou begin swem hierdie jaar, en ek het in die eerste week 'n kilo verloor, so ek dit werk. Van gym, ek is mal oor gym, ek is mal oor weights doen dit 5 dae 'n week, maar dit brand nie die calories wat die gewig laat verloor. Dit is een van die top 3 wat dit doen, maar nie vir my liggaam nie. Different horses for different courses. Dis nie wat vir my werk nie. Vir my werk die see om te swem. Ek het gesurf toe ek groot geword het, so ek geniet dit. So ons kyk na onsself. En as my vrou vir my sê, sy doen gelukkig nie, maar ek vind dit self uit, maar as sy nou vir my moes sê, jong, daai hemp sit bietjie styf. Dan sê sy, "Waar gaan ons daaraan doen? Ek hou nie van hierdie hemp wat bietjie styf sit nie." Maar sy het hom nog nooit nie. Sy het net ek het gegym toe ek jonger was. En toe raak ek 'n Christen en toe oorreed 'n ou my, jy weet, dit is nou nie Jesus hou nie daarvan ons so sulke oefeninge doen nie. Dis ek so hou ek op vir 10 jaar wat insluitend groot gedeelte van ons huwelik was. Maar ek eet gesond, so ek was nie oorgewig of so nie. Maar toe kom die kinders en my eerste seun het besluit hy's elke halfuur in die nag wakker, so ons slaap nie goed nie en toe begin die gewig so 'n bietjie aangesit te word. En toe ons hou ek toe trek, toe sê my vrou vir my, "Jesus, ek mis jou biceps." En ek het nog biceps gehad toe ons getrou het. Volgende dag is ek terug in die gym. Dus ek sê, "Wel, hier biceps terugkry hoor." Nou is hulle weer lekker, dan sê ja, vat maar daar, daai werk. So ons moet na onsself kyk en oefening is 'n gesondheidsbeginsel. So ons moet kyk na onsself. Mense en dinge wat aandag aftrek, onsuksesvol verskyn, lyk onaanvaarbaar. So ek vir hulle voertuig moet gee as 'n jetvliegtuig. Life is fun, dis amazing. Hulle moet net nie die vliegtuig design nie, want hy gaan val en hulle gaan sê, "Hoehoe, dit was fun, kom ons doen dit weer." Okay, as ons al 4 persoonlikhede moet kyk, die blous design die vliegtuig, hy sal nooit val nie. Die geels verkoop die vliegtuig, hulle sal die beste prys vir hom kry. Die roois vlieg die vliegtuig en hy sal nooit 'n ongeluk maak nie. En die groens kyk na die mense op die vliegtuig en maak hom reg, want hulle is goed met hulle hande. So het elkeen sy plek op die einde van die dag. Is daar enige geels hier vanaand? Hulle is gewoonlik die minste waar ons gaan. Ja, daar is so ene.
Hulle is gewoonlik die minste. Oral waar ons gaan die kerke, die blous en die groens, dan praat ek van groot gehore wat ons al gedoen het, honderde mense, dan is dit net so 1 of 2 geels wat hulle hande opsteek. Selfs in Amerika. Ons het vir 6 weke lank getoer en gepreek in Amerika, dan as die hande opgaan, is dit net so 1 of 2. Dis die blous en die groens is die meeste in die kerke. OK. Ons gaan nou 10 minute breek vat. Hoe laat is dit? Kom ons maak dit 5 minute. En dan gaan ons gou kyk na die blous en die groens. So as jy die PowerPoint bo kan verander en die toilets is ergens in die gebou, kan nie vir die van julle wat nog nie was nie. Daar's bome ook om die kerk dink ek. Sien 'n bome gebruik, maar daar's toilets ensovoorts. So 5 minute, kom ons sê 7:30, dan sal ons terug wees vir die laaste sessie.